Deuteronomium, hoofstuk 5. Die hele Israel is deur Moses bymekaar geroep en hy het vir hulle gesê, julle moet nou mooi luister na al die wette wat ek aan julle gaan voorhou, Israel. Sorg dat julle dit leer en deeglik onderhou. Daarby Horeb het die Here ons God met ons 'n verbond gesluit. Hy het met ons wat vandag hier asemhaal en leef 'n verbond gesluit, nie met ons voorouers nie. Vanuit die vuur het die Here met ons persoonlik gepraat. En ek het as tussenganger al die woorde van die Here aan julle bekend gemaak, omdat julle baie bang was vir die vuur en ook nie teen die berg opgeklim het nie. En die Here het vir ons gesê, ek, die Here, is jou God. Ek het jou uit die plek van slawediens uit Egipte uitgelei. Buiten my mag jy geen ander gode aanbid nie. Van enige iets in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die waters onder die aarde, mag jy nie 'n gesnede beeld maak nie. Jy mag nie voor sulke beelde buig of dit aanbid nie. Ek, die Here, is jou God, en ek is baie jaloers daarop. Ek hou kinders verantwoordelik vir wat hulle ouers verkeerd gedoen het, tot in die 3de en 4de geslag van hulle wat my haat. Maar ek betoon my liefde aan duisende wat my werklik lief het en my gebooie gehoorsaam. Moenie die naam van die Here jou God onnodig gebruik nie. Die Here sal iemand wat sy naam onnodig gebruik beslis straf. Jy moet beslis die Sabbatdag hou en dit as heilig beskou. Vir 6 dae in die week moet jy werk en al jou pligte nakom. Maar die 7de dag moet jy afsonder vir die Here jou God. Dan mag nie jy of jou seun of jou dogter of jou slaaf of jou slavin of jou diere of selfs die vreemdeling wat by jou woon enige werk verrig nie, want jou slaaf en slavin moet ook 'n ruskans kry, net soos jy. Moenie vergeet dat jy 'n slaaf in Egipte was nie. Toe het die Here jou met 'n sterk hand en uitgestrekte arm daar uitgelei. Dit is dan die rede waarom die Here jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Jy moet respek vir jou pa en ma hê. Dan sal die Here vir jou 'n lang lewe gee in die land waarin jy gaan woon. Moenie moord pleeg nie. Moenie ontrou wees aan jou man of vrou nie. Moenie steel nie. Moenie 'n valse verklaring teenoor 'n ander mens maak nie. Moenie 'n ander mens se vrou begeer nie. Moenie 'n ander mens se huis begeer nie. Moenie 'n ander mens se grond, slaaf, slavin, bees, donkie of enigiets wat aan hom behoort begeer nie. Met 'n harde stem het die Here vanuit die vuur, die wolk en die duisternis al hierdie woorde aan die hele vergadering verkondig. Verder het hy niks gesê nie en hy het dit op die 2 kliptafels geskryf en aan my oorhandig. Julle stamhoofde en oudstes het na my toe gekom die oomblik toe julle die stem in die duisternis gehoor het, terwyl die berg in vlamme was, en hulle het gesê, kyk, ons het met ons eie ore sy stem gehoor, terwyl die Here ons God vir ons al sy almag en grootsheid laat sien het, en ons het vandag besef dat 'n mens aan die lewe kan bly as God met hom praat. Maar hoekom moet ons dan sterf? Hierdie geweldige vuur gaan ons almal verteer. Ons sal beslis almal sterf as ons durf om langer na die Here ons God se stem te luister. Was daar ooit enige ander mens gewees wat die stem van die lewende God soos ons gehoor het en dit oorleef het? Dit sal beter wees as u nader gaan en luister na wat die Here ons God sê. U kan dit dan weer aan ons kom oordra en ons sal gehoorsaam wees en alles doen. En die Here het gehoor wat julle vir my gesê het. Toe het hy vir my gesê, ek het duidelik gehoor wat die volk vir jou gesê het. Dit wat hulle gesê het, vind ek goed. Kon hulle maar altyd hierdie houding gehad het en respek aan my getoon het deur my gebooie vir altyd te hou, dan sal dit met hulle en hulle kinders vir altyd goed gaan. Jy moet vir hulle sê, julle kan maar weer teruggaan na julle tente toe. Jy moet egter hier by my bly staan, want ek wil aan jou al die reëls en regulasies gee wat jy hulle moet leer. Hulle moet daarvolgens leef in die land wat ek aan hulle gaan gee om in te neem. Presies soos wat die Here julle God julle opdrag gegee het, moet julle dit gehoorsaam en nakom. Moenie links of regs daarvan afwyk nie. Julle moet 'n pad van gehoorsaamheid loop, dan sal dit met julle baie goed gaan en julle sal lank lewe in die land wat julle gaan inneem.